recording aan sit. As hy okay, so gaan hom net share. Okay, en dan net die slideshow. As hy, so ek glo almal van julle kan my PowerPoint sien. En ek gaan vanmôre praat oor die alternatief vir die dood is die oorvloedige lewe of die ewige lewe. So wanneer mens praat oor die begrip van dood, dan praat jy nie net van fisiese dood nie. Mens praat van by God is dood skeiding van God se teenwoordigheid, en dit het gebeur met die sondeval toe Adam en Eva in die begin geval het. Sedertdien bestaan die dood, en dit het vir die mens die grootste probleem geword. In al die kulture deur die eeue het mense gesoek na 'n oplossing vir fisiese dood. Vir die mense is dood anders. Vir die mense is fisiese dood is die finale, dit is klaar. Maar by God is dit nie die finale nie. By God is dood eintlik skeiding van die teenwoordigheid van God. So ons moet net daai onderskeid tref. En nou kom ons in Johannes 11. Ons het laas keer 2 weke terug gepraat oor die oorvloedige lewe. Superfluous, more than enough, abundance, excessive. Ons het al daai woorde gebruik en gesê dat lewe beteken om in God se teenwoordigheid te wees. Vry van dood. So jy kan net een plek wees. Jy kan dood wees of lewe wees. By God is dood geskei van God en lewe is in God, in hom. So dit is waaroor ons vanmôre gaan praat. So ek lees dan hierso die volgende in Johannes 11 vers 3 dat die susters van Lazarus het na Jesus toe boodskapper gestuur en gesê, die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet is siek. Nou een van die gevolge van siekte is dood, fisiese dood. Maar siekte beteken nie skeiding van God nie. Maar siekte het gekom as gevolg van skeiding met God. En toe Jesus dit hoor, toe sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. Nou hier in die begin van hierdie hoofstuk kom Jesus en hy verduidelik, daar is 'n alternatief vir siekte en daar is 'n alternatief vir die dood. En die Bybel sê, en Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. So hierdie was 'n familie wat Jesus gevolg het as disippels en hy het hulle ontsettend liefgehad, as ons sien in die res van die hoofstuk. Maar toe hy hoor dat hy siek is, het hy nog 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Nou, dis snaaks, want as iemand siek is, dan het hy jou nodig. En Jesus moes daar gewees het, en was nie baie ver gewees nie. Betanië was omtrent 2 myl van waar Jesus op die oomblik was. En hy sê, en toe hy hoor dat hy siek was, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Nou, ek wil net dit sê, dat by God, in die dimensie van die 4de dimensie, die dimensie van die gees, bestaan tyd en afstand nie. En dis iets wat ons moet weet, dat by God is daar nie tyd en afstand nie. By hom is alles vandag, nou. So God is word nooit omkant gevang deur tyd nie, maar ons leef in tyd. Ons leef in, ons het nou 'n krisis op hierdie oomblik.
Maar by God is dit nooit 'n krisis nie. By hom is daar nooit krisis nie. Dit bestaan nie in sy dimensie nie. So hy weet altyd presies, vir hom is môre is nou en gister is nou. Dis altyd nou. En Jesus sê, laat ons weer na Judea gaan. So ek sê by God is daar geen tyd nie, maar God is nooit laat in ons tyd nie. So by ons voel dit God is laat, hy moet kom, hy moet onmiddellik antwoord, hy moet dadelik iets doen omtrent hierdie situasie. Maar by God is daar nooit haas nie, hy's nie haastig nie. Want kyk wat Jesus sê, Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie. As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Nou hierdie is 'n baie belangrike vers, want wat Jesus eintlik hier bedoel is, onthou ons het in Johannes 1 al gesê dat hy is die lig, en daai lig beteken lewe, oorvloedige lewe. Ek dink as Johannes 1 vers 3 sê, die lig was die lewe van die mense. Hierdie lig is zoe, wat beteken heelheid. Dit beteken nie net gesondheid nie, maar dit beteken hierdie lewe in oorvloed, waarvan ons die vorige keer gepraat het. Hy sê, en as jy die lig sien, of in die lig glo, dan sal jy jouself nooit stamp nie. Met ander woorde, as jy in die dimensie, want ons leef nog in die dimensie van waar daar duisternis is, in hierdie 3 dimensies, siekte, sonde, skeiding van God, ons leef nog in hierdie dimensie. Maar by God is hy die lig, en as ons in daai lig kom, dan is daar niks wat vir hom onmoontlik is nie. Hy sê, want as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Nou as 'n mens Jesus aangeneem het, dan die lig mos in jou gekom. Jy het verlig geword, jy het die lig ontvang, die heerlikheid van die evangelie. Die evangelie word ook gesien as die goeie nuus. Daai goeie nuus het deel van ons lewe geword. So ons is nie meer in die dimensie van die duisternis nie. Ons is in die dimensie van die lig, van oorvloedige lig. Hy sê, en daarna het hy gespreek en sê vir hulle, Lazarus, ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Nou, by God was dood nooit dood nie. En dis wat ek gesê het van daai dimensie. By God is dit nie dood nie, by God is dit slaap. En Jesus het nooit na fisiese dood verwys as dood nie. Dink aan die dogtertjie van Jairus. Jesus het vir hulle gesê, sy slaap net, ek kom om haar wakker te maak. Jy sien, by God is dit wat by ons dood is nie by hom dood nie. By hom is dit net slaap. Dis net 'n ander toestand van lewe. En Jesus sê toe, sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Want hulle weet, as 'n ou siek is, en jy slaap, dit help, dit bevorder gesondheid, en dit help jou om te herstel. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, dat hy van die rus van die slaap spreek. So hier is bietjie verwarring. By God is dood nie dood nie. Dis skeiding van hom af. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood, want dis al wat hulle verstaan het. Soos die res van die wêreld verstaan het, as 'n ou dood is dit dood. En daarom leef die mens almal in vrees, want dis 'n onbekende toestand. Dood is 'n onbekende toestand, dis 'n onbekende vir ons. En daarom bring dit soveel skeiding en soveel hartseer, maar as ons verstaan, by God is dit nie dood nie. In die dimensie van die lewe is dit ewige lewe. Kyk wat sê hy, en ek sê hiertoe, was Jesus te laat gewees, is my vraag. En ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie. Kyk wat sê Jesus, sodat julle kan glo. So as dit vir ons voel dat God vertoef om te antwoord in 'n krisis, dan is dit sodat ons kan glo. Dit skep geloof, is om
God steeds te vertrou, al lyk dit asof alles verby is. En hier was, volgens Lazarus en sy familie, alles verby, en die disippels. En Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir die mededisippels, laat ons ook saam met hom ook gaan om saam met hom te sterwe. Nou, die rede hoekom Thomas was met die disipel wat, hy was die twyfelaar gewees, ook na Jesus opgestaan het. En hy weet dat die Jode soek die lewe van Jesus. Nou sê hy, okay, kom ons gaan maar, want dan gaan ons ook nou maar sterwe, want hy weet, hulle soek om Jesus om die lewe te bring. Maar Jesus was nie van plan om dood te gaan nie. En toe Jesus daar gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. Nou, ek wil net hier inkom en vir u sê wat die Jode glo. Die Jode het geglo dat as 'n mens fisies sterf, dan is jou gees nog vir 3 dae daar op hierdie aarde. En daarna vertrek hy na God toe. En met ander woorde, Jesus het seker gemaak dat menslik moontlik hy laat was. Met ander woorde dat Lazarus se gees alreeds die aarde verlaat het en weg is, dat dit onmoontlik is dat hy sal opstaan. En dis wat vir my hierdie hoofstuk so kragtig maak, is dat God het dit wat deur die eeue vir mense onmoontlik gelyk het hy hier kom demonstreer, fisies kom demonstreer. En jy sal dit nou sien. En Betanië was naby Jerusalem omtrent 2 myl daarvan, in die laaste dag. Nou toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het bly sit in die huis, want sy was die emosionele een, baie hartseer, en sy het getreur. En Martha sê vir Jesus, Here, as hy hier gewees het, sou my broer nooit gesterf het nie. Met ander woorde is eintlik oor en verby. Sy sê, maar nou self weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. En hier kom tog 'n bietjie geloof deur, 'n saadjie van geloof. En Jesus sê vir haar die volgende. Hoor wat sê hy. Jou broer sal opstaan. Sê nie miskien nie, hy sê jou broer sal opstaan. En Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Nou sien, dit is wat ons ook glo. Ons glo dat ons gaan opstaan, maar ons lewe net tot by die dood hierso. En die opstanding is eers eendag, wanneer dit gaan plaasvind. En dit is nie wat Jesus hier sê nie. Hierdie vrou sê, ek weet hy gaan opstaan, maar nie vandag nie. Hy gaan opstaan in die opstanding. So, baie mense leef hierso asof die dood die finale streep is op hierdie aarde. En daarna moet ons wag in die graf tot by die opstanding. Maar Jesus kom in die volgende en hy sê vir haar, hierdie is die grootste woorde wat iemand ooit gesê het. Jesus sê vir haar, ek is. Nou, ek het vir u gesê dat in die Grieks is ek is ego eimi, wat beteken ek is. Die opstanding. Die opstanding. Hier is die opstanding by jou. Dit gaan nie eendag gebeur nie. Ek is die opstanding. Ek, Jesus, is die opstanding. Ek, Yahweh, is die opstanding. En die lewe, Zoe, wat beteken oorvloed, abundance, excess, more than enough. Hy sê, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe, en hier praat hy van fisiese dood. So die oomblik as jy Jesus aanneem, dan ontvang jy die lig, die opstanding en die lewe. Jy gaan miskien fisies slaap, een of ander tyd, maar jy lewe steeds voort. Dis 'n lewe wat begin die oomblik as jy Jesus aanneem. Hy sê, en elkeen wat lewe en in my glo,
sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Halleluja, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Nou, jy weet, dit is selfs in ons geloof, so die protestante geloof, dat mense glo, jy gaan die ewige lewe eers ontvang die dag as jy sterwe. Dit is nie dit nie. Hy sê, elkeen wat nou lewe en in my glo, in die opstanding en die lewe, hy is die alternatief vir die dood. Opstanding en lewe beteken oorvloedige lewe. Lewe vir altyd, het reeds in daai lewe ingegaan. Daarom sê hy, jy sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. En dan vra hy vir haar, glo jy dit? En dis wat ek vanmôre vir myself vra en vir u vra, glo ons dit? Dat die oomblik, wanneer ons Jesus aanneem as ons persoonlike saligmaker, dan maak ons hom die opstanding en die lewe, die zoe, vir ewig. Ek het klaar die ewige lewe ontvang. Hy lewe in my, as Jesus in my leef en in u leef, as ek hom in my lewe ingenooi het, dan gaan ek vir ewig lewe. Ek gaan ook 'n liggaam kry, en dis die laaste stap van oorwinning oor die dood, is dat ons ook verheerlikte liggame gaan kry, soos Jesus. So hierdie hoofstuk is 'n profesie oor die sterwe en die opstanding van Jesus. Hierdie het net 'n week of 2 gebeur voordat Jesus gesterf het, voor hy gekruisig is. En sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat u die Christus, die Messias, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom, dat u die Christus is, die Seun van God. As jy dit glo, dan het jy oorgegaan van dood, skeiding van God, na ewige lewe. Halleluja! Is dit nie fantasties nie? Is dit nie goeie nuus vanmôre, dat die heerlikheid van die Here jou deel word nie? En ek gaan dit vir u wys hierso. Maar Jesus het baie menslike empatie gehad, want hy was volkome mens, maar ook volkome God. En toe die Jode wat in die huis was, haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en sy gaan na die graf om daar te ween. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete en sy sê presies dieselfde wat Martha gesê het. Dit meen, hulle het hieroor gepraat. Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. En toe Jesus haar dan sien, ween hy. En die Jode wat saam met hom was, saam met haar gekom het ook sien ween. En hy het geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. Nou hierso in die Engels, hier waar hy sê hy het geweldig bewoog geword en hom in sy gees ontstel, sê die Engels, and he snorted. Met ander woorde, hy het nie gesnik nie, he snorted, soos iemand wat hom vererg. Iemand wat hom vererg. Want Jesus het besluit, vandag, van nou af, sal die dood nie meer heers nie. Hy het gekom om die dood te vernietig. En hierdie was soos 'n leeu wat gebrul het. Hy het geweldig bewoog geword omdat hy simpatie gehad het met sy skepping, want die mens was nooit bedoel om te sterf nie, om dood te gaan nie. Daarom het hy hartseer geword vir die mense onthaalwe. Maar in sy gees het hy gesnort, het hy woedend geword, het hy geweldig vererg vir hierdie situasie. En hy het die dood uitgedaag. Halleluja! Want hy het homself bekend gestel as die opstanding en die lewe, die alternatief vir die dood. Opstanding en lewe, alternatief vir die dood. Ewige lewe, halleluja, lewe wat nooit ophou nie. En Jesus het in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom. En dit is 'n spilonk en 'n steen het daarteen gelê.
En Jesus sê, neem die steen weg, en Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Jesus het klaar besluit, die dood is klaar. Vandag stop dit. Hier stop dit. Hier het hy begin met sy opstanding. Hierdie was 'n tipe van die opstanding wat sou kom, 2 weke, sê 'n week of 2 na hierdie gebeurtenis. En Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God, die doxa, die heerlikheid, die oorvloed, die genade, die oorvloed van God sien. En dis wat ek vanmôre vir u wil sê. Ons is nie meer dood nie. Ons is nie meer onderworpe aan die dood nie, aan die fisiese dood nie. Ons het begin lewe in oorvloed die dag toe ons Jesus aangeneem het. Hy sê, toe neem hulle die steen weg waar die oorledene gelê het, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. So hy was nie onseker of beangs of bevrees vir die dood nie. Hy sê, ek het geweet dat u my altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan het hy dit gesê, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Hier openbaar hy homself op 'n fisiese manier as die opstanding en die dood. Ag, die opstanding en die lewe oor die dood. Opstanding en lewe vir ewig oor die dood. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem uitgeroep, Lazarus, kom uit. En baie mense sê dat hy moes spesifiek Lazarus se naam gebruik, anders sou al die ander dooies wat daar was in die omgewing uitgekom het. En die oorledene het uitgekom aan hande en voete met grafdoeke gebind. Sy gesig was toegedraai met 'n doek en Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Maar iemand het ergens getuig en gesê, o ja, nou wil ek na hierdie vers toe gaan. In Hebreërs 6, want dit verklaar wat hier gebeur het. Maar Hebreërs 2 vers 6 sê, maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek? En dan gaan hy aan, hy sê, u het hom weinig minder as engele. Dit kom uit die Psalm, dit kom uit 'n Psalm. Wat sê dit hom, dis Psalm 8. U het hom weinig minder as engele. Hierdie engele in daai Psalm is eintlik Elohim, wat beteken u het hom weinig minder as 'n God gemaak, as die gode gemaak, as u self gemaak. Met heerlikheid en eer het u hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Hy sê alle dinge het u onder sy voete gestel, dis onder die mense voete, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat aan hom onderwerpe is nie. Hy sê, maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Met ander woorde, die dood was nog nie aan hom onderwerp nie, maar kyk wat sê hy, Hebreërs 2 vers 9, maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, en met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. So dit is hoekom Jesus 'n mens moes word, in 'n mens se liggaam moes gebore word, sodat hy as 'n mens in die dood kon ingaan. Hy sê, want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge, deur wie alle dinge is. Met ander woorde, alles wat bestaan het deur hom gekom, as hy baie kinders na die heerlikheid wil bring, om die bewerking van hulle saligheid deur lyde te volmaak. So, wat hierdie versie sê is, dat Christus het soos een van ons geword, onderwerp aan die dood, maar hy het nie daar gebly nie. Hy het gesterf, en terwille van ons in die dood ingegaan, om die bewerker van ons saligheid te word, en dit te volmaak. Dis wat daai vers bring, sodat hy baie kinders na hierdie heerlikheid kan bring. So hy het na ons toe neergedaal, na ons vlak toe, en in die dood ingegaan,
die dood oorwin, sodat hy ons na hierdie vlak van die ewige lewe kan bring. Dis wat Jesus gedoen het. En kyk wat sê hy hierso. Hy sê, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, ons is almal uiteen, uit Christus. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Halleluja. Dis so fantasties, dat hy lig ons op na sy vlak toe, en hy sê, dis my broers. En dan sê hy na die volgende, en wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. Wat ek hier sien is, ek sien 'n prentjie van waar Jesus staan. Hy het gesterf, maar nou kom hy en hy lig ons op na dieselfde vlak. Ek sien hom staan soos in 'n gemeente, en hier staan ons om hom, en ons is verheerlik saam met hom. Hy sê, en ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Hier staan ons almal voor die Vader. Ons staan onder 'n oop hemel. Ons het ewige lewe, halleluja. Ons is saam met hom in hierdie heerlikheid. En ons al is ons nog op hierdie aarde. Jy sien, baie mense wag eers vir die hemel as jy sterf of as jy doodgaan, maar jy kan nou al in hierdie heerlikheid van hierdie dimensie van die gees lewe. Hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Hy sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood is. Dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Ons is nie meer slawe nie. Ons is vrygemaaktes, ons is verheerliktes, ons lewe in die heilige teenwoordigheid van die Here. Die gordyn het geskeur. Ons kan ingaan en uitgaan, in wyding vind vir ons siel. Ons kan lewe in oorvloed, elke oomblik van ons lewe. Jy hoef nie te sug. Jesus het klaar gesug. Hy het gesê, dis finish, it is finished. Toe hy sterf, toe sê hy, dis verby, dis klaar. Die dood is vernietig. Halleluja. Die skeiding tussen ons en God is weg. Dis wat lewe beteken. Ons lewe in oorvloed. En mens hoef nie jouself 'n klomp liedere te sing om in daai dimensie te. Dis 'n dimensie waarin ons elke dag kan leef. Ek was nou daar in China. Maar jy kan in China wees, ons het daar na 'n fees gegaan wat hulle daar gehou het, maar daar was niks van die Here daarin nie. Maar dit het weer vir my gewys, jy kan enige plek wees, maar steeds in hemelse plekke, want die ewige lewe is in ons. Christus leef in ons, en hy het ons bevry van vrees en dood en slawerny. Halleluja. Hy sê, want waarlik hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige, getroue hoëpriester kan wees, wat in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Hier is ons hoëpriester. Hoekom is hy die hoëpriester? Want hy is die een wat ons inlei in die teenwoordigheid van die Here. Weet jy, dit is so maklik om in God se teenwoordigheid te kom. En ek het dit besef. As jy die naam Jesus sê met geloof, dan is jy al in God se teenwoordigheid. Want hy is nie net 'n naam nie, want hy leef in ons en ons leef in hom. Hy sê, en hy wil ons inbring in die heerlikheid waar die gordyn geskeur is, en waar ons in die volheid van die Vader kan staan, sonder skuldgevoel, en kan sê, my Vader, my Papa, my Abba, ek het u lief, ek aanbid u, ek is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus, en ek lewe vir ewig. Daar's geen twyfel daaraan vanmôre, dat ons het oorgegaan uit die dood in die lewe, en ons lewe
in hierdie heerlikheid van God. Christus het dit moontlik gemaak. Halleluja. Want hy sê, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. So ons word baie keer getoets. Ons word getoets in hierdie dimensie waar ons leef. Maar jy is alreeds 'n oorwinnaar. Want hy sê, alles is onder sy voete en daarom is alles onder ons voete. En daarom leef ons in hemelse plekke saam met Christus Jesus. Daar's nie meer skeiding. Sonde, ongeregtigheid, siekte, niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. Selfs nie die dood nie, selfs nie fisiese dood kan ons skei nie, want ons lewe gaan aan. Dis vir ewig. Kan nie God vanmôre saam met my dank vir die ewige lewe. Vader, ons dankie vanmôre. In Jesus het ons ewige lewe. Volkome lewe. Heerlike lewe. Want U het die bewerker daarvan vir ons geword. En toe staan ons vanmôre saam met Jesus voor die Vader en ons lig ons hande op in eerbied, in heerlikheid en ons aanbid hom. Ons het toegang tot die heerlikheid van God. Sonder om te vrees, staan ons vanmôre met blymoedigheid en verheerlik ons U naam en dank ons die Here. En ons hoef nie net sekere tye in hierdie heerlikheid te leef. Ons kan daarin wandel. Ons kan daarin beweeg. Ons kan daarin lewe. Maak nie saak waar ons is nie. Want hy het gesê, God soek mense wat hom in gees en in waarheid aanbid. Halleluja. Loof die Here o my siel en alles wat in my is, sy heilige naam. Daar is geen skeiding meer hier nie. Halleluja. Baie dankie dat u hier was. Ek sien hier was nog mense wat opgekom het. Mag die Here u ryklik seën in hierdie dag. Kom ons lewe in hierdie volheid, in hierdie waarheid. Ons is nie meer in die dood nie. Jesus het die dood oorwin. En ons ook. Amen. Geniet die dag. Sien die volgende week. Nou sal ons elke Sondag weer aanlyn wees. So al die vakansie en die goed is nou verby. So ons sien uit na u selfde tyd, selfde plek. En as hierdie iets vir u beteken, stuur dit vir iemand. In Jesus naam. Amen.